Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend in die huis van die Here. Dit is 'n voorreg om hier te kan wees, om ook saam met u die woord van die Here te kan oordink in hierdie oggend. Ons bid dat wat hier gebeur sal strek tot eer en verheerliking van God se groot en almagtige naam. Geliefdes, as voorsang gaan ons net so sit, dan sing ons saam Gesang 266. Gesang 266, daarvan gaan ons saam sing vers 1 en vers 2 terwyl ons net so sit. Gesang 266 vers 1 en 2, hou Christus self sy kerk in stand, vergeefs die helse woede. Geliefdes, ons gaan geleentheid gee vir stilgebed, en na die stilgebed gaan ons staande saam sing Gesang 95, die Onse Vader, waarna hy ook staande kan bly vir die foto met die seun. Daarna gaan ons as loflied saam sing Gesang 264, Gesang 264, daarvan vers 1 en 2, as loflied, waarna u weer plekke kan inneem. Gesang 264, vers 1 en 2, na die foto met die seun, Gesang 95 na die stilgebed. Geliefdes, kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Amen.
Die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom o ganse aarde. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan vanoggend luister na hoe die Here Jesus self die wet vir ons saamvat in Matteus 22 vanaf vers 34 en nadat ons die samevatting van die wet gelees het, gaan ons saam sing Gesang 69. Gesang 69 daarvan vers 2 en vers 3. Gesang 69 vers 2 en 3. En dan kan jy ook die Psalm en Gesangeboek oopmaak by Gesang 89. Gesang 89 gaan ons die 2 verse sing na die belydenis van ons geloof, ook ter voorbereiding om die woord van God te lees. Gesang 89 vers 1 en 2 na die belydenis van ons geloof en Gesang 69 vers 2 en 3 na die samevatting van die wet. En toe die Fariseërs hoor dat die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete." Geliefdes, ons lees in 1 Johannes 1 vanaf vers 8. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely,
Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Geliefdes, aan elkeen daarom wat met 'n ware berou en 'n opregte geloof wil toevlug neem tot ons enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat hy toorn en straf van God oor hom sal bly, vir solank as wat hy in die sonde bly volhard. Geliefdes, ons aanbid 'n genadige God, wat ons as die liggaam van Christus uitgekies het en deur die Heilige Gees saambind. En daarom kan ons in hierdie oggend ons geloof bely deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, die Here spreek met ons in hierdie oggend uit sy woord uit Handelinge 2. Handelinge 2 is die bekende gedeelte van die uitstorting van die Heilige Gees. Dit is Pinkstersondag, die dag waarop die Gees uitgestort is, en daarom lees ons saam Handelinge 2 vanaf vers 1. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat homself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees. En het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe die geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war. Want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek, en hulle was almal verbaas en verwonder. En sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle? Elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is. Parters en Meders en Elamite en die inwoners van Mesopotamia,
Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die streke van Libya by Syria, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Joodgenote, Kretense en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas en radeloos. En sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soet wyn. Geliefde, so ver die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor, dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here in gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, vanoggend word ons stil voor U, nederig, klein, voor die voete van die groot en almagtige God, die skepper van alle dinge, die onderhouer van alles. En ons word stil voor U met die wete dat U het ook die Gees gestuur. Soos wat die Here Jesus beloof het, stuur U die Gees om in ons te kom woon en kom werk. En die Gees bind ons as gemeente by mekaar. Hy bind ons as kerke oor die wêreld by mekaar as liggaam van U. Maar die Here gee dat ons nooit die verskeidenheid wat U gemaak het sal vergeet. Gee dat ons in die verskeidenheid, as deel van die eenheid, U sal aanbid. Spreek daarom vanoggend met ons, ontvou vir ons die woord, Here, en werk met die Gees dat ons ontvanklik sal word vir dit wat U vir ons wil sê. Gee dat ons dit ook sal gaan uitleef as ons daar buite in die wêreld kom. Here, ons bid hierdie ding in afhanklikheid van U in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, dit is Pinkstersondag en in Jerusalem gebeur daar iets besonders. Al die apostels kom by mekaar eendragtig, want hulle is besig om te wag op die belofte wat Jesus self vir hulle gesê het van die trooster wat gestuur sal word vir hulle. En daar in Jerusalem hoor hulle geluid uit die hemel. 'n Geluid soos 'n geweldige rukwind, en dit vul die vertrek waar hulle sit. En uit die hemel uit kom daar 'n tong soos die van vuur, en hy verdeel en hy gaan sit oor al die apostels, en hulle begin in tale te spreek, soos wat die Heilige Gees dit vir hulle gegee het. Nou geliefdes, as jy buite daai vertrek was, het jy hierdie geluid gehoor. En onmiddellik was daar iets wat jou geprikkel het, iets wat gebeur het om te gaan ondersoek instel, en is presies wat in Jerusalem plaasvind. Want van oral kom die mense ondersoek instel daarna. Jode, Joodgenote, godsdienstige manne uit alle tale en elke nasie onder die son kom daar in Jerusalem met mekaar om te gaan soek, maar wat het hierdie geluid veroorsaak? Wat kry hulle? Hulle kry die apostels wat in hulle eie taal, in hulle eie mondse woorde vir hulle vertel van die groot en magtige dade van die Here Jesus Christus. Verward oor wat aan die gang is, begin hulle ondersoek in te stel na wat nou gebeur het. Hulle begin vrae te vra oor hoe is dit moontlik, dis tog alles Galileese manne, hoe praat hulle in hulle eie taal? Dis vreemd, dit maak nie sin nie, en uiteindelik kom baie van hulle tot die konklusie, hierdie manne moet dronk wees. Dis al wat vir hulle sin maak, hierdie manne het sommer al vroeg in die wyn geklim, hulle is dronk. O geliefdes, is dit wat hulle hoor, nie die mompeling van 'n dronkaard. Hulle hoor in hulle eie taal hoe hierdie apostels getuig van Jesus Christus.
En daarom gebruik Petrus die geleentheid om die saak reg te stel. Hy bring vir hulle antwoord en sê, maar dis maar nog net die 3de uur van die oggend, is 9 uur die oggend. Hierdie manne het nog nie gedrink nie, hulle is nie dronk nie. Dit wat julle hoor, is die werking van die Heilige Gees. Hy het hulle krag gegee, die Heilige Gees het in hulle gewerk, sodat hulle kan getuig teenoor julle. En dan lewer Petrus daar op Pinksteroggend sy toespraak. 'n Toespraak wat 3000 siele tot bekering lei. 'n Toespraak wat die begin van die Christelike kerk is. 'n Toespraak waarin hy vertel wie Christus is en wat sy groot dade was. Geliefdes, ons het in Pinkster hierby stil gaan staan. By die gemeente wat uit baie verskillende lede bestaan. Ons het gesien hoe elkeen van ons uniek is, want soos die liggaam het die hand en die voet elkeen sy eie funksie, maar tog word dit in die liggaam een in diens van Christus as hoof. Verder het ons vir mekaar gesê dat die Christelike kerk oor die wêreld rond in 'n eenheid gebind word deur die Heilige Gees. Daarom bely ons in 'n heilige algemene Christelike kerk die gemeenskap van die heiliges ons geloof. Nou geliefdes, is dit belangrik dat ons nie net na die eenheid kyk wat gevorm word. Ons moet besef dat daar is ook verskeidenheid in hierdie liggaam. En dis iets wat belangrik is vir ons om na te kyk, want ons as kerkverband veral beleef baie aanslae oor hierdie verskeidenheid. Dink maar net aan die groot bekleierye wat daar al in ons verlede was oor volks eie kerk. Daarom is dit belangrik dat ons net weer dink, waar kom hierdie verskeidenheid vandaan? Na die sondvloed sien ons dat almal op een plek versamel was, almal het dieselfde taal gepraat. Ons lees daarvan in Genesis 11 vers 1. En God buig neer na die mens toe en hy verwar die taal sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie. En dit veroorsaak dat die mense van daar af uit mekaar uitgaan en verskillende volke, verskillende nasies vorm en die hele aarde bewoon. Maar God het die taal van die mens verwar. En rondom 'n taal het daar volke ontstaan. En daar waar 'n volk is, het kultuur ontstaan. Want ons lees byvoorbeeld van die jagters. Ons lees van die tentbewoners. Ons lees van fluitspelers. Ons lees van kulture wat binne in die volke ontstaan het. Dis daardie band wat die verskillende mense bind om een volk te wees. En geliefdes, omdat die volke van mekaar verwyderd was, het elke volk sy eie lyn van geskiedenis. So sien ons dat in 'n volk is daar baie verskillende mense. Daar's soveel verskille, want nie een van ons is dieselfde nie, tog is daar iets wat almal saambind. Die taal wat ons praat, die kultuur, ons geskiedenis, God. Maar geliefdes, as ons na die volke van die wêreld kyk, dan sien ons dat daar radikaal verskil is in 3 van die goedminstens. Ons praat nie dieselfde taal nie, ons het nie dieselfde kultuur nie, en uiteindelik het ons nie dieselfde geskiedenis nie. Die een faktor wat ons saambind is God. Maar daarom moet ons ook die verskeidenheid wat God self gemaak het, eerbiedig. Ons kan nie daarby verbykom nie, want geliefdes, daai verskeidenheid is nooit weggeneem deur God nie. Baie beweer dat die dag toe die Heilige Gees uitgestort het, is hierdie verskeidenheid weggevat en daarom moet ons net na die eenheid kyk. En tog, as dit daar op Pinkster gebeur dat die Heilige Gees uitgestort word, is dit nie 'n hoorwonder nie. Almal hoor nie skielik in een taal nie. Nee, dis 'n spraakwonder, want in elke taal in die Joodse volk, onder al die nasies, word die evangelie verkondig. Dit is 'n spraakwonder.
Die Heilige Gees eerbiedig die verskil wat God self gemaak het. Daarom kan ons nie verskeidenheid ruil vir eenheid. Eerder moet ons sien hoe daar deur die verskeidenheid ook 'n eenheid gevorm word. Tog sien ons hoe selfs die apostel Paulus die verskeidenheid eerbiedig. Paulus het, wanneer hy na 'n volk toe gaan om te gaan evangeliseer, om die woord van Christus te gaan verkondig, het hy hulle taal gebruik. Hy het hulle kultuur gebruik. Hy het hulle nie forceer om hulle eie taal en 'n kultuur af te lê om 'n Christen te word nie. Ons lees daarvan in 1 Korintiërs 9 as hy sê, vir die Jode word ek gelyk aan 'n Jood om so 'n Jood te win. Daarom is die gebruik dat ons, wanneer ons 'n sendeling stuur, om eers stuur om die taal en die kultuur van 'n gemeenskap te leer voordat hy gaan werk. Want is deel van jou gereedskap om daardie persoon te win. Maar geliefdes, ons verwag nie dat jy jou eie taal en kultuur moet opgee nie, want Paulus het ten spyte daarvan dat hy die mense se goed gebruik het as instrument, steeds geweet wie hy is. Daarom sê hy self in Handelinge 17 vers 26 dat God die grense vasgestel het. Verder lees ons in Openbaring 7 vers 9. Na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. Geliefdes, selfs voor die troon van God staan daar verskillende nasies, tale, volke. Die verskeidenheid is nooit weggevat nie. Tog, geliefdes, moet ons sê, ten spyte van die verskeidenheid word ons deur Christus, deur God, deur die Heilige Gees saamgebind in 'n eenheid. Daarom lees ons ook dat Paulus in Galasiërs 3 vers 28 sê, daar is nie meer Jood nie, Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Christus. En nou kan die wêreld sê, aha, daar's die weerspreking. Hier sê Paulus dan, daar is nie meer onderskeid nie, daar is nie meer 'n verskil tussen 'n Jood en 'n Griek nie. En geliefdes, dan help die 83 vertaling ons so bietjie om dit makliker te verstaan. In die 83 vertaling klink dit so, dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vryman, man of vrou is nie, in Christus Jesus is ons almal een. Hoorie? Verskeidenheid bly staan, maar in Christus maak dit nie saak of jy Jood of Griek is nie. Die verskeidenheid is nie weggeneem nie, dit bly daar, maar in Christus word ons 'n eenheid. Waar kom dit vandaan? Liefdes, die Heilige Gees self bind ons aan mekaar. Die Heilige Gees vorm daardie eenheid wat ons met mekaar het en met die Christelike kerk oor die wêreld rond. Maar dit verwyder nie die verskeidenheid. So laat dit ons toe om in ons eie taal vanoggend God te aanbid. Ons kan psalms en gesange sing in Afrikaans. Ons kan die Bybel lees in Afrikaans. Ons kan praat oor God in Afrikaans. Ons kan in Afrikaans God aanbid. Net so kan die Engelsman dit in Engels doen en die Zulu dit in Zulu doen. En ons kan uit ons eie kultuur, ons eie geskiedenis kan ons die Here groot maak en hom aanbid. Dit is nie 'n eksklusiewe Christendom wat net een volksin is nie. Nee, almal kan dit doen. En dis eintlik 'n baie eenvoudige konsep. Dit is eintlik so maklik om te begryp en tog is dit een van die grootste bekleipunte in ons lewe vandag. Nou is die vraag, hoekom? Hoekom gooi die wêreld klippe oor ons hierdie verskeidenheid wat God self gemaak het wil eerbiedig? Hoekom staan ons altyd in die spervuur daarvoor?
Geliefdes, die antwoord is eintlik voor die hand liggend. Want die duiwel weet, vermenging maak ons swak. Vermenging is wat veroorsaak dat ons uiteindelik sal verbrysel en tot niks gaan. Dink net aan die beeld wat in Daniël gebruik word. 'n Beeld is gebou uit verskillende materiale en oor die vermenging van die materiale word hy swak, hy breek, hy verkrummel, hy vergaan. Die duiwel weet, as ons vermeng, sal ons tot niet gaan. Dink net so daaraan. Meeste van ons praat Engels net genoeg om ons nie in die moeilikheid te kry. Hoe sal dit wees as ons kerk synode in Engels moet hou? En ons moet in Engels oor teologie gaan praat. Dit sal 'n katastrofiese ramp wees. Meeste van die mense in Suid-Afrika vandag verstaan nie eers helfte van die preek in Afrikaans nie. Nou moet ons dit in Engels of Grieks of Latyn of wat ook al se taal gaan doen. Dis God se wil dat ons in ons eie taal, oor ons eie mense, hom kan aanbid. Terwyl ons steeds deur die Heilige Gees saam gebind word. En geliefdes, die nagmaal vanoggend wys juis ook na die saambinding. Want as ons die brood breek, dan is dit een brood wat gebreek word. En soos dit een brood is ons almal deel van een liggaam. Dit wys na hierdie eenheid wat gevorm word. Maar geliefdes, ons kan nie die verskeidenheid verwerp. Met Christus as die hoof en die Heilige Gees as die binder, kan ons deur die verskeidenheid ook in eenheid gaan leef. Dit alles tot eer van God. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here Hemelse Vader, Here, dankie dat ons vandag weer kan hoor dat die eenheid en die verskeidenheid is deel van U wil. Dat ons nie die verskeidenheid moet prysgee, maar dat U ons so gemaak het dat ons elkeen in ons eie taal, in ons eie kultuur en deur ons eie geskiedenis U kan leer ken en U kan aanbid. Dankie dat ons in Afrikaans U kan grootmaak. Here, dankie dat ons in hierdie naweek ook weer soveel genade van U beleef het. Dankie dat U elke tree van die pad saam met ons was, waar ons 'n groot aksie aangebied het. Waar ons met vreugde saamgewerk het en die gemeenskap van die heiliges beleef het. Waar ons daardie liefde, daardie saambind van die Gees ervaar. Here, dankie dat U self in ons werk. Here, ons bid waar ons nou ook by die tafel gaan aansit vir nagmaal, waar ons die brood gaan eet en die wyn gaan drink en dink aan hoe U liggaam, U bloed vir ons gebreek en gevloei het ter versoening van ons sondes. Here, bid ons dat ons dit ook in die regte gesindheid sal doen. Tot eer van U, tot uitbreiding van die koninkryk. Ons bid al die dinge nie in onsself nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, net 'n enkele paar reëlings voordat ons oorgaan na die formulier vir die nagmaal. Die AP Kerk het 'n besluit geneem dat ons het 'n geslote tafel. Daarom mag slegs lidmate van gereformeerde kerke met dieselfde belydenis van die nagmaal, wat nie onder tug of sensuur in hulle eie gemeente is, by ons nagmaalstafel saam met ons aansit. As u daarom in 'n gereformeerde kerk belydenis van geloof afgelê het en 'n lidmaat is, en u die vrymoedigheid het in die eie kerk om dit te gebruik, is u welkom om vanoggend ook saam met ons by die nagmaalstafel aan te sit.
Dan geliefdes, die binneste ring van die kelkies is druiwesap, as u nie van die wyn wil gebruik nie. En as ons die beker omstuur, wys asseblief net duidelik vir ons, dat ons kan sien wie van die beker wil gebruik. Geliefdes, ons gaan nou oor na die lees van die formulier vir die bediening van die Heilige Nagmaal. Geliefdes in die Here, die Heilige Nagmaal is deur ons Here Jesus self ingestel. Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Die nagmaal is in wese 'n verbondsmaaltyd. Hier word die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens weer bevestig. En as verbondsmaaltyd het dit ook dan die volgende betekenisse. Ten eerstens is die nagmaal 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling daarvan gesê, doen dit tot my gedagtenis. By die gebruik van die brood en die wyn roep die gemeente om die hele lydensweg van Jesus Christus voor die Gees. Hoe hy sy lewe gegee het. Hoe hy van God verlate was en uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? En hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het. En tweedens is die nagmaal 'n waarborg. So seker as wat hierdie brood voor ons oë gebreek en hierdie beker aan ons gegee word, en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, sy lyde, sy sterwe en sy opstanding. Hierdeur waarborg hy sy soenverdienste vir ons so volledig, asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir ons sondes gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan het, en self ons geregtigheid voor God verwerf het. Christus sê immers, dit is my liggaam en dit is my bloed. Die sekerheid wat hierdie waarborg ons gee, is nie gegrond op ons eie gevoelens of stemminge nie, maar op die tekens uit die hand van die Here. Dit is in die Here self gevestig. En derdens is die nagmaal 'n gemeenskapsmaaltyd. In die nagmaal vier ons die gemeenskap met die Here Jesus en met mekaar. Die nagmaal verbind ons met sy dood en help ons om in gemeenskap met hom te lewe. Die Heilige Gees is Christus self in die nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons deur die Gees ook met mekaar as lede van een liggaam in broederlike liefde verbind. Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Ten vierdens is die nagmaal 'n verwagtingsmaaltyd, want ons verkondig by die nagmaal ook ons toekomsverwagting. Ons het in die feesmaal die versekering dat die Here Jesus een met ons is, tog sien ons as sy bruidskerk ook uit na sy wederkoms. Ons verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy weer kom. In die nagmaal verlang die gemeente as bruid van Christus na die bruilofsmaaltyd van die Lam. Ten vyftens is die nagmaal 'n vreugdesfees, want in die nagmaal spreek die tekens van brood en wyn wel van die lyde en sterwe van ons Here Jesus Christus, maar nogmaals staan die nagmaalsviering nie in die teken van rou en droefheid. Dit is 'n vreugdefees, want die Heiland bevestig hier op besonderse wyse die vrugte van sy lyde, sterwe en opstanding aan sy gemeente. Ten slotte is die nagmaal ook 'n dankbaarheidsmaaltyd. By die gebruik van die tekens dank ons Christus met ons hele wese. Dit is ook ons ernstige voorneem om uit dankbaarheid ons lewens opnuut aan God te wy. En ons doen dit met opregte liefde vir hom en ons naaste. Christus het ons beveel om die nagmaal te vier. Wanneer ons dit doen, verseker die Heilige Gees ons van twee uitsonderlike waarhede. Jesus Christus het vir ons sondes gesterf, en in die geloof word ons so met hom verenig, asof ons self alles gelei het, en die skuld voor God ten volle betaal het. Verder voed Christus ons deur die nagmaal vir die ewige lewe. Aangesien ons begeer om die seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen homself vooraf eerlik sal ondersoek,
sodat hy nie 'n oordeel oor homself sal eet en drink nie. Ons word opgeroep om ernstig na te dink oor alle sondes wat ons met gedagtes, woorde of dade gedoen het. Daar is ook die sonde van versuim, waar ons nagelaat het om die wil van die Here te doen, en hierdie selfondersoek moet ons dring tot opregte berou voor die Here. Ons moet opreg glo dat al ons sondes op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat hy alle sondes wat nog teen ons sin en ons oorgebly het, met sy lyde en sterwe sal bedek. Ons moet ons ernstig voorneem om voortaan met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys deur in ware liefde tot hom en ons naaste te lewe. Daar moet by ons 'n ernstige begeerte wees dat die Here ons geloof by hierdie nagmaal sal versterk. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus ons daartoe help en lei. Amen. Geliefdes, terwyl die diakens vir ons die tafel in voorbereiding bring, gaan ons net so sit, dan sing ons saam Psalm 23, daarvan die 3de vers. U bring vir my die tafel in gereedheid, my hoof druip olie, my beker vloei van wyn. Ons gaan net so sing, sit, dan sing ons saam Psalm 23 vers 3. Geliefdes, om die maaltyd karakter van die nagmaal te behou, kom ons sit net so, dan doen ons saam 'n tafelgebed. Ons almagtige God, Here Hemelse Vader, dankie dat U ons in hierdie oggend roep om te kom aansit by U tafel. Here, en dankie dat ons gevoed word deur die brood en die wyn in die liggaam. Maar gee dat ons nie sal vasleef aan die tekens nie, maar dat ons ook sal besef waarheen dit wys. Dat U liggaam vir ons gebreek is, dat U bloed vir ons gevloei het, tot vergifnis van al ons sondes. Here, ons bid dat U nou hierdie ete, hierdie nagmaalsfees sal seën. Ons bid dit nie in onsself nie, ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap in die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam vir ons gebreek is, tot 'n volkome versoening van al ons sondes.
Geliefdes, die beker van danksegging waarvoor ons Here dank, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink daaruit. Dink daaraan en glo dat sy bloed vir ons vergiet is, tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Dalk enigiemand wat oorgeslaan is met die teken van die brood, die teken van die wyn in die vorm van die kelkies, iemand wat dalk die beker wou gebruik, vra die diakens dan om te gaan sit asseblief. Geliefdes, aangesien die Here ons nou gevoed het met die tekens van sy brood en sy wyn wat wys na die liggaam en die bloed van Christus, kan ons ook sy lof groot maak in hierdie dag en ons gaan dit staande saam doen deur die woorde van Openbaring 1 vers 5 en 6, vra dat u kan staan. Aan hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.
Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, dankie dat U ons geroep het na die tafel toe, en dat U ons nou gevoed het met die tekens. Gee dat ons ook nou sal gaan leef, versterk in die geloof, dat ons dit sal gaan uitdra oral waar ons gaan. Here, ons bid dit alles in U groot en almagtige naam. Amen. Liefdes, U kan die plekke inneem, dankie. Ons gaan as slotsang saam sing, Gesang 267. Gesang 267 op vaste fundament het God sy kerk gebou, en ons gaan saam sing vers 1, 2 en 4. Vers 1, 2 en 4 van Gesang 267, waarna jy staande kan bly vir die seën. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan leef in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons se Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gee dan nou geleentheid vir die opneem van die offergawes.
Geliefdes, net die volgende afkondigings namens die kerkraad. Vir ons voorbidding, ons dink aan ons gemeente en al ons lidmate in ons gebedstyd. Dan die Nelie, ek's bly Tannie is weer met ons. Ons is dankbaar daai prosedure het goed gegaan. Tannie weer op die been is lekker om vir Tannie ook hier by ons te hê. Geliefdes, dan huisbesoek buite die normaal kan u my of die kerkraad kontak. Ons wil dankie sê vir Tannie Kronel vir die speel van die klavier vanoggend. Dit word opreg gewaardeer, Tannie. En ook dankie vir die Pinksterdienste wat Tannie vir ons gelei het. Het was so lekker om saam met Tannie te sing hierdie paar aande. Ons waardeer dit opreg, Tannie. En dan so oor Pinkster gepraat. Baie dankie vir almal wat Pinkster bygewoon het. Vir almal wat iets gegee het die aande met die sop of die curry en rys. Dit was 'n lekker Pinksterreeks gewees. Ons het lekker saam gekuier en ons het regtig waar die liefde en die warmte ook van die gemeenskap van die Heiliges beleef. Vir die wat dit nie gemaak het nie, as gevolg van omstandighede, die stropery en al die tipe van goed, ons het u verskriklik baie gemis en ons hoop dat volgende jaar die omstandighede toelaat dat ons almal Pinkster hier kan wees. Dan, ek dink ek moet dit oorlaat staan vir aan die einde. Susters aksie blomme en tee vir die maand Mei is week 3. Ons nooi almal om saam met ons 'n koppie koffie en tee te kom drink. Daarmee saam wil ek ook sommer vir ons besoekers welkom sê vanoggend. Dis lekker dat julle saam met ons hier is. Kom drink saam met ons 'n koppie koffie, moet asseblief nie weghardloop nie, kom kuier lekker saam. En dan het die susters gevra, ons soek nog tere vir ons klerebank. Die winter is reeds hier, die kou het ons reeds gevang. Maar as daar nog klere is wat u dalk uitgooi, mooi bruikbare klere, bring dit asseblief vir ons. Verbondsonderrig vanoggend is geen, die boodskappers vir my is beskikbaar in die saal. Dan verjaarsdag die komende week, die 27ste Mei is Elisma Meyer. Ons sê vir haar baie geluk met haar verjaarsdag. Mag die Here haar ryklik seën in hierdie nuwe lewensjaar en mag dit vir haar 'n wonderlike dag wees. Geliefdes, dan oor gister, uit die diepte van my hart uit, dankie. Dit was 'n lekker dag gewees. Dit was 'n goeie dag gewees. Die terugvoer wat ons van almal gekry het was positief. En ek het gesien hoe gemeentes uitmekaar uitval die oomblik waar daar gewerk moet word. Gister het ek weer eens gesien hoe 'n gemeente bymekaar kom en saamwerk. Dankie vir elkeen wat gewerk het, wat 'n pannekoek gebak het, 'n jaffel gebak het, 'n stokworsie, 'n koeldrank verkoop het, 'n teiken gemerk het, geskiet het, enigiets gedoen het. 'n Dag soos dit is nie moontlik sonder 'n gemeente soos hierdie. Baie dankie vir elke een van. Dit was 'n groot sukses. Eerstens oor die gesprekke wat 'n mens hoor. Almal sê net positiewe goed. Daar's wonderlike terugvoer gewees. Maar in rand en sent was dit ook 'n goeie dag gewees. Tannie Annel en Daan het nog tot gisteraand laat geld getel en die inkomste voor die aftrekkings, daar moet nou nog 'n klomp vleis en koeldrank en goed afgetrek word daaruit. Ons inkomste vir die dag is 75.000 sover. Ons beraam die wins omtrent 60.000 vir die dag na alles. Dis wonderlik. Ons is baie dankbaar daarvoor. Die Here se genade is vir ons baie groot. Weereens dankie vir elkeen van julle. Geliefdes, dan hoop ek u 'n geseënde Sondag verder. Geseënde week wat voorlê. Hoop u almal kan nou lekker gaan rus na gister se lang dag en kom drink asseblief saam met ons 'n koppie koffie.